Hallo, ek is Edie. Welkom by my kanaal waar ons als saam doen. Op laerskool het ek klavier gespeel en toe ek in die hoërskool kom, het ek besluit om trompetlesse te neem. Ek was vir 5 jaar in 'n hoërskool koperblaas-orkes gewees, vanaf ouderdom 14 tot 18. Die orkes was 'n marcheerorkes al die jare voor ek deel geword het van die orkes. Die jaar wat ek deel geword het van die orkes, het hulle ophou marcheer en ons het net op 'n verhoog opgetree. So ons was 'n konsert koperblaasorkes. My ouers het vir my 'n trompet gekoop na ek 3 jaar in die orkes was. Vandag gaan ek julle voorstel aan my trompet en ek gaan ook vir julle leer hoe om klank uit 'n trompet uit te kry. Hierdie is die trompetkas of die trompettas. Jy maak sy knippe oop en dan lyk hy so binne. Dit is die mondstuk. En dit is 'n baie belangrike deel van die trompet, want as jy nie weet hoe om reg te blaas op hierdie mondstuk nie, gaan daar absoluut geen klank uit die trompet kom nie. Dit is hoe die mondstuk lyk van naby. Jy sal sien daar is 'n klein gaatjie in die groot gat en dan gaan die lug deur die pypie binne in die trompet in. En so lyk hy aan die ander kant. Nou is die groot vraag, weet julle hoe om te blaas op hierdie mondstuk sodat daar klank uitkom? En die volgende vraag, weet julle dat jy verskillende note kan blaas net op die mondstuk? Die verkeerde manier om te blaas op 'n mondstuk is daar gaan niks gebeur nie. Die regte manier is om jou lippe op mekaar te sit en dan te blaas laat jou lippe vibreer. Ek het nou net daai klank gemaak op 'n video op YouTube. En as jy nou die regte klank maak en jou lippe vibreer soos hulle moet, dan klink dit so. Hou in gedagte, ek het jare laas trompet gespeel, op hoërskool laas. Ek het dalk so 1 of 2 keer na hoërskool gespeel, maar nooit geoefen nie. Ek het vir julle gesê, mens kan verskillende note net op die mondstuk speel, sonder om die lyf van die trompet te gebruik. Die mondstuk word gebruik om te bepaal hoe hoog of hoe laag jy blaas, want daar is verskillende oktawe in musiek, en die trompet het net 3 knoppies, en elke knoppie en knoppie kombinasie vorm 'n ander noot, en dan bepaal jy hoe hoog of hoe laag in watter oktaaf jy blaas, deur hoe veel lig jy deur die mondstuk stuur. Ek gaan probeer om 'n paar van die verskillende oktawe vir julle te blaas op die mondstuk, maar ek is uit oefening uit, so ek weet nie hoeveel ek gaan reg kry nie. So ons begin bietjie laer. En dan probeer ek bietjie hoër gaan. En dan gaan ek probeer om nog hoër te gaan. Genoeg van net die mondstuk. Hierdie is die lyf van die trompet. So ons vat die mondstuk en jy sit hom hier in. En dan lyk hy so. Jy vorm die note deur om gebruik te maak van hierdie 3 knoppies. As jy niks indruk nie, vorm dit ook note. Dan blaas jy net en die klank gaan reg deur, en afhangende hoe hoog of hoe laag jy blaas op die mondstuk, gaan dit afhang van watter oop klank jy vorm. Nou as jy die knoppies wil gebruik om note te vorm, gebruik jy hierdie 3 vingers om hulle op die knoppies te sit. So die wysvinger gaan op hierdie eerste knoppie, naaste aan die mondstuk. Die middelvinger gaan
op die middelste knoppie en die ringvinger gaan op hierdie knop hê. So en dan ek moet hom skoon maak. En dan hierdie pinkie vinger gaan hierso in hierdie dingetjie, hierdie hakkie. Pinkie vinger gaan daar, dan gaan daai daar en dan rus die duim hierso. Jy laat hierdie deel van die trompet rus op die duim en dan lyk dit so. Alright. Die trompet het baie dele wat jy uitmekaar uit kan haal. Hieronder is ook 'n ding wat jy gebruik om te skuif. Dis vir sekere van die note skuif jy hom uit of jy skuif hom in. Al die pype kan uithaal. So hierdie pyp hierso. Hierdie pyp kan uithaal. Wanneer ek hom wil skoonmaak, haal ek daar val die mondstuk uit. Wanneer ek hom wil skoonmaak, haal ek al die pype wat kan uithaal uit en dan was ek hom. Die kleppe skroef ook uit. En hulle lyk almal min of meer so, die gate sit net op verskillende plekke. En die lug gaan deur daai gaatjies. Wanneer jy die trompet blaas, gaan die lug deur die gaatjies en afhangende of jy die knoppie druk en die klep in of uitgaan, dan gaan die lug nou deur verskillende gaatjies en maak 'n ander klank. Voor ek vir julle 'n paar note blaas, want dit is al wat ek kan doen op hierdie stadium, gaan ek vir julle 'n bietjie van my bladmusiek wys. Hierdie is van ons orkes bladmusiek. Ek het die hele laar vol. Daar's so ongelooflik baie. Ek gaan nou nie als vir julle wys nie, want dit gaan vir ewig vat. Ek het individuele trompetlesse gehad en dan het ek 2 keer 'n week 'n sessie gehad saam met die hele orkes. Ons het deelgeneem aan 'n hele paar kompetisies en ons het ook in die jaar wat ek 18 was, oor see gegaan, ons het Duitsland toe gegaan, om daar op te tree saam met 'n Duitse orkes en ons het 3 weke getoer in Duitsland. Hier is 'n paar note vir julle. Ek kan niks beloof nie, regtig. Daai was 2. Dit was ek en my trompet gewees. Ek is jammer dat ek nie vir julle 'n beter musiekskouspel kon gee nie. Ek sal eers moet oefen. Ek is ongelooflik uit oefening uit. Maar dalk 'n volgende keer. Julle kan vir my in die comment section sê of julle wil hê ek moet vir julle trompet speel, 'n hele liedjie speel en dan sal ek oefen. Ek hoop julle het so 'n bietjie geleer oor die trompet. Ek sien julle in my volgende video. Mooi dag!